Is vir my altyd 'n voorreg om die woord te kan bedien. En om die Here toe te laat dat hy deur sy woord en deur sy gees waarheid na ons sal bring. Vanoggend wil ek 'n woord bring waar getiteld, ek het eintlik 2 titels vir die woord, deur sy gees geopenbaar, ek vir Annelies gesê, maar toe ek begin stil raak gisteraand weer, toe kom dit by op, kan jy jouself indink? Ons gedagtes is so beperk, ons menslike konsep van wat die Here vir ons kan doen en wat die gees van God inhou. En wat dit is om in God se teenwoordigheid dieper en dieper in te gaan. Ons is beperk in ons woordeskat, ons is beperk in ons visie, in ons begrip. Want ons is vasgevang in 'n menslike liggaam, menslike natuur, maar daar's 'n geesteswêreld wat soveel groter is. En dan is dit God wat deur sy gees die volheid van wie hy is aan ons wil openbaar. En dis hoekom ek vroeër daai lied gespeel het, I can only imagine. Kan jy jouself indink hoe dit sal wees wanneer jy jou oë in hierdie lewe toemaak en wanneer jy jou oë oopmaak, is jy by hom? Hoe gaan dit wees? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan dit wees om in persoon Jesus te ontmoet? Maar dan glo ek ook dat as ek die woord reg verstaan, dat die Here vir ons nie net dan nie, maar ook nou die openbaring wil gee van wie hy is. Dat hy ook nou aan ons alle geestelike dinge sy wil oopbreek. Maar dit beteken ons moet intap by hom. Ons moet ons gedagtes eenkant skuif en sê, Here, maar u gedagtes. Ons moet ons wil en ons vleeslikheid kan neerlê en werklik op 'n plek kom waar ons in die gees ingestem is om te hoor by hom. Bly saam met my in die boek van 1 Korintiërs, hoofstuk 2. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 9. Vanaf vers 9 tot aan die einde van daai hoofstuk, vers 16. Ek gaan basies daar vertoef my hele woord, so jy kan jou Bybel oophou daar en saam met my volg. Annelies gaan van dit ook op die bord hê. Ek gaan begin deur die stuk net deur te lees. En ek wil hê jy moet iets hoor van dit wat God ook aan ons vanoggend wil openbaar. Ek wil net graag 'n gebed doen voor ek die woord begin lees. Vader, ek bid dat Here U in hierdie oomblik ons geestesoë sal verhelder. Dat ons kan sien dit wat U wil hê ons moet sien. Ek bid dat U ons geestesore oop sal maak, sodat ons kan hoor wat U wil sê. Ek bid dat elke hart hier oop en ontvanklik sal wees om die woord van God in te neem. En dat U ook, daar waar ons harte miskien geslote is in een of ander opsig, dat U die mure sal afbreek, dat U 'n gemaklikheid, 'n vrede sal bring, dat ons harte sal ontvang, wat U vanoggend vir ons wil gee. Amen. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 9. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. As jy 'n ou vertaling het, dan staan daar, hy het deur sy Gees aan ons kom openbaar, bekend gemaak, openbaar. Want die Gees deursoek alle dinge,
ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook. Nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Jou vertaling mag dalk daar sê, ons het die gedagtes van Christus. Die Engels sê, we have the mind of Christ. Ons het sy gedagtes. Wat 'n aangrypende stuk. Wat 'n aangrypende stuk om iets van 'n dieper geestelike begrip, 'n dieper geestelike openbaring van wie God is, wat sy wil vir ons is, wat hy vir ons in storie het, te kan verstaan. Wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Voor jy die Here ontmoet het, was jy inderdaad daar. Miskien kan jy my, ek gaan hom so van die begin af vat, so Annelies, jy kan van die begin af in die skrif my en ek net so weer volg. Voor jy God ontmoet het, was jy en ek daar. Ons oë was verblind. Ons ore was toegesluit. Ons harte was toe vir die Here. Ons het nie gesien nie. Ons het gehoor, maar nie gehoor nie. In ons harte, baie keer was ons harte toegebou met mure, sodat die woord van God nie ingang kon vind in ons nie. Nou in hierdie boodskap vandag wil ek vir jou sê, daar's in elkeen van ons se lewe iemand wat ons onmiddellik aan kan dink, wat sukkel op hierdie oomblik om geestelik te sien, of geestelik te hoor, of wie se hart nog nie oop is, om by die Here te ontvang. Uiteraard, as kind van God, as jy Jesus Christus bely het, dan sê hierdie skrif, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Het jy hom lief? Het jy vir Jesus lief? Yes. So met ander woorde, jou oë in die gees het die Here kom oopmaak. Moet dan nie toelaat dat die vyand jou oë weer toemaak. Jou ore in die gees het die Here kom oopmaak. Moet dan nie doof wees vir wat God vir jou wil sê nie. En jou hart is oop en ontvanklik, want jy verklaar en sê, ek het Jesus lief. Daarom sê die woord so duidelik, bewaar jou hart, bo alle ander dinge wat bewaar moet word, want is net so, wanneer die vyand jou hart weer aanval, en jou vrymoedigheid steel, en twyfel in jou hart wil inbring, en jou gees wil toemaak om te hoor, want as kind van God, julle,
As kind van God moet ek en jy die Vader se stem kan hoor. As kind van God moet ons die wil van die Vader vir ons kan sien. Moet ons harte oop wees om met sy hart te connect. En is hart wat tot hart praat en spreek. Want ons is die wie sê en verklaar, ons het hom lief. En dan sê vers 10, aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. Deur sy Gees openbaar God aan ons alle dinge. Want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Is daar nie soveel mense, soveel gelowiges wat sê, as ek maar net God se wil kan leer ken, as ek maar net kan weet, wat wil die Here hê, moet ek hier doen, hoe wil die Here hê, moet ek optree, dan wil ek vir jou sê, maar daar's niks wat jou verhoed om die Gees van God in jou binneste te hoor nie. Daar's niks wat jou verhoed as kind van God, wanneer jy Jesus aangeneem het, wanneer jy hom as verlosser en Here in jou lewe ingenooi het, is daar niks wat jou verhoed om te sien en te hoor en te ontvang alles wat God aan jou bekend wil maak. Nou ek het nou nie hierdie videoklip van Annelies gestuur nie. En ek het gewonder of dit van pas sal wees om dit in die kerk te speel. Maar toe ek nou voorberei, toe dink ek aan 'n ou Vodacom advertensie. Ek weet nie, dis nou dalk voor van julle se tyd, ek mag dalk my ouderdom weggee in hierdie proses. Maar daar's so groot, ek wil nou sê dik Afrika leier wat staan. Nou praat hy, sê ek het gehoor van Vodacom. En ek het gehoor Vodacom praat van hierdie e-posse wat ons kan stuur. Dan het hy so 4 manne en hy sê vir hulle, op julle merke gereed, gaan gee vir elkeen 'n brief in die hand en boep, hardloop en hy sê, we've been having it. Sê die man. En dan praat hy van weather reports wat jy kan hê, dan ry hy in sy limousine in die woestyn, en dan trek hy die venster af, en dan roep hy vir die ou wat hier hardloop langs die limousine, en sê hy vir hom, how's the weather out there? Dan sê die ou, it's hot. Dan sê hy, we've been having it. Het julle die advertensie gesien? Kan iemand onthou? Is dit? Is ek ouer as jy, Marie? Daar's so 'n advertensie, en hierdie man bly sê, we've been having it. En dan wil ek vir jou as kind van God sê, we've been having it. Mense sê ons wil God se wil verstaan, ons wil sy stem hoor, ons wil onderskei in die Gees. Dan wil ek vir jou sê as kind van God, jy het dit. Jy het toegang tot die volheid van Christus, van God, die Gees van God wat in jou woon. You've been having it. Jy het nie Vodacom nodig, of een of ander wifi nodig, om ingestem te raak, om by die Here te kan intap nie, want jy het die Gees van God in jou, wat vir jou 'n direkte konneksie gee tot die hemele. You've been having it. Jy het toegang tot die Gees. God wil die volheid van sy karakter, wil hy aan jou deur sy Gees openbaar wie hy is. God wil deur sy Gees die roeping en die plan wat hy vir jou lewe het, wil hy aan jou openbaar. God wil deur sy Gees sy wil aan jou bekend maak elke dag. Hy wil hê jy moet dit sien, hy wil hê jy moet dit hoor, hy wil hê jy moet dit ervaar, hy wil hê jy moet in dit wandel as kind van God. Moenie iets wees wat daar ver is nie, moenie iets wat onbekend is, iets waar jy wonder nie. As man in jou gesin moet jy die wil van God kan hoor vir jou in jou huis. As vrou en as moeder moet jy vir jou kinders bid en weet, dit is wat God openbaar oor my kinders. Dit is sy wil en sy streef vir my kinders. Ek verklaar dit, ek spreek dit, want God deponeer dit in my gees.
En ek het direkte toegang tot die Vader, deur die Gees wat hom aan my openbaar. You've been having it. Jy het dit. Jy het die volheid van Christus. Efesiërs 3 vers 20, net so op die kantlyn wil ek ingooi, jy kan daar bly Annelies. Efesiërs 3 vers 20 sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Die Amplified sê daar, far over and above all that we dare ask or think. Dit is wat God vir ons wil gee. Ons het nog nie begin om te bid of te dink, dit wat God vir ons wil gee nie, wat hy vir ons instoor het nie, dit wat hy in die Gees in ons wil openbaar nie, want ons is beperk in ons menslike gedagtes, in ons menslike denke. Ons kyk vas teen vleeslike uitdagings en vervolging en frustrasie en al die goed wat so in ons gesigte is, terwyl God in Christus Jesus vir ons toegang het tot alle vryheid. Tot lewe en oorvloed in hom, wat gesetel is net in die Here. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Dis God se Gees wat hy vir ons gee. Gaan dit aan na vers 12 toe. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. En dan wil ek vir jou sê, die realiteit is, daar's 'n gees van die wêreld. Daar's 'n gees van die wêreld waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer is en al hoe meer in ons dag en tyd gekonfronteer gaan word. Want die gees van die wêreld is nie meer ver nie. Die gees van die wêreld is op jou deurstoep. As jy daai TV aansit wat gekonnekt is met die World Wide Web, dan is daai gees van die wêreld daar. As jy daai foon optel, en jy gaan op enige vorm van sosiale media, wat dit ook al is, dan is die gees van die wêreld ook daar. Jy kies natuurlik of jy daai ding hanteer met die gees van Christus in jou, of met die gees van die wêreld. En weet net, dat die gees van die wêreld staan in direkte oppositie met die gees van God. So iets in jou gees gaan bots met die gees van die wêreld. Jy moet dit verwag. Daar's konflik tussen die gees wat die wêreld aanjaag en die gees wat die wêreld druk voortoepas en tussen die gees van God in jou. En jy as kind van God het 'n verantwoordelikheid om deurlopend te onderskei tussen is hierdie die gees van die wêreld wat my wil beïnvloed, of het ek nodig om nou die gees van Christus in te bring en met autoriteit en gesag op te tree en te staan teen die aanslag van die gees van die wêreld op my lewe, my gedagtes, op my woordeskat, op my begeertes. Maak nie saak wat dit is nie, want ek is in 'n battle. Wat gaan ek toelaat in my lewe? Gaan die gees van die wêreld heers, of gaan die gees van Christus heers in my lewe? En dan kom hierdie stuk en hy sê, dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. Hoor hier, so verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Ons verklaar geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Dieselfde situasie kom oor jou pad as kind van God, wat ook oor die persoon wat in die wêreld is se pad kom. Dieselfde verdrukking, dieselfde beproewing, dieselfde moeilikheid, dieselfde swaar kry, dieselfde olieprys wat daal, beïnvloed die persoon wat in die wêreld is en die persoon wat in die Gees is.
Maar jy as kind van God, roep God om geestelike dinge te verklaar aan mense wat die gees het. So jy kyk na die olieprys uit 'n heeltemal 'n ander hoek as wat die ou wat daarna kyk, wat in die wêreld is en wat dood wil spreek en sinies wil wees. Beteken nie jy's blind nie, dit beteken nie jy's agter die klip nie. Jy weet wat aangaan, jy kyk na dit, jy het die feite voor oë, jy sien dit, maar dan verklaar jy die waarheid van die woord van God, wat verklaar en sê, daar's hoop in jou toekoms, sê die Here. Daar sal altyd hoop wees. God bly in beheer. God weet wat hy doen. En as hierdie ding oor my pad kom, sekerlik, dan het die Here reeds die antwoord in plek. Dan weet hy hoekom ek hierdeur moet gaan. So iemand wat in die gees is, kyk na beproewing totaal en al anders as iemand wat in die vlees is. Want wanneer jy in die vlees is, gaan jy frustreerd en gaan jy mismoedig word en gaan jy voel, jy word geklap van alle kante of nes jy opstaan, dan klap daai ding jou weer plat. En dis die probleem baie keer met kinders van die Here, wat nie besef, jy het 'n verantwoordelikheid om die autoriteit wat in jou is in die gees toe te pas. En in die gees te spreek in jou situasie, in die gees te spreek oor jou doodsbeendere, in die gees autoriteit te vat as gesin en te sê, Here, ons verklaar, U is ons sekuriteit, U is ons bron, U is ons hoop, U is ons voorsiening, maak nie saak wat ons sien. Want ons geloof is nie gegrond op wat ons sien. Ons kyk in die gees verder na wat God sien, en hoe God sien, en wat hy verklaar, en wat in sy woord staan. Hy is die fondasie, en onthou my woord. En hy het vir ons boustene gegee. Hierdie gebou gaan staan. En die wind gaan kom, dieselfde wind, het die man getref wat die huis op die rots gebou het, en die ou wat op die sand gebou het. Dieselfde wind, dieselfde storm, het daai huis se mure en sy dak kom ruk. Dieselfde vloedwater het gekom, maar die een huis het geval, en die ander huis het bly staan. Kruks van daai verhaal is, hy wat die woord van God hoor, en die wil van God doen. En as kind van God kies ek om deur die gees my vlees te onderwerp en te sê, Here, ek kies om te doen wat U van my vra. Al voel ek nie nou so. Al wil ek nie nou. Kies ek om te doen wat U van my vra. Ek kies om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Dis wat hy vir my sê. Die mens wat nie die gees van God het nie, hoor mooi, aanvaar nie die dinge van die gees van God. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die gees van God wel het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy nie deur geen mens beoordeel word nie. Nou wil ek onderskeid tref tussen hier's 'n mens wat die gees van God het, en hier's iemand wat nie die gees van God het nie. Iemand wat nie die gees van God het nie, is blind. Sy oog kan nie sien nie. Sy oor kan nie hoor nie. En in sy hart kan daar nie opkom wat God vir hom beplan. Hy weet nie. Hy's verblind. Hy's doof. Sy hart is nog toegesluit. En as jy so iemand in jou lewe het, dan roep die Here jou om vir daai persoon op die knieë te kom en vir daai persoon te bid. Want as die Here nie daai persoon se oë oopmaak nie, gaan jy as mens nie sy oë oopkry.
Jy gaan met daai persoon beklei, jy gaan koppe stamp, jy gaan heeltyd teen 'n muur vaspraat, totdat die Here nie kom en die muur laat val nie. Die klappe van daai persoon se oë laat afval nie. En die enigste wysheid, die grootste wapen wat jy het met so iemand, is die liefde van die Vader. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dis die liefde van die Here wat mure laat val. Dis die liefde van die Here wat oogklappe laat afkom. Dis die liefde van die Here wat dowe ore herstel. Ek en jy se verantwoordelikheid teenoor iemand wat in die wêreld is om daai persoon lief te hê en die gereddende genade van die Here na daai persoon te bring. Want glo my, die veroordeling is klaar daar. Daai persoon wil nie kerk toe kom nie, want hulle voel veroordeel. Hulle wil nie in gemeenskap van gelowiges inkom, want hulle voel skaam. Hulle voel mense gaan hulle judge. Mense kyk hulle snaaks aan, want hulle worstel met waarmee hulle besig is. En ek en jy as kind van God moet besef, jy kan nie met iemand wat daar is, wil redeneer en verwag daai persoon moet dink soos jy dink nie. Daai persoon gaan nie in die gees dinge beoordeel nie. Want daardie persoon is in die vlees. So jy probeer in die gees met daai persoon praat, en hoe meer jy met daai persoon praat, hoe meer is daai persoon besig om in die vlees te reageer, en nou is jy in 'n gestryery, en jy's in hierdie vleeslike battle as kind van God met iemand, en jy stamp jou kop, en jy verloor jou getuienis. Hoor wat ek sê. Jy het nodig om daai persoon in die gees te gaan haal. En waar doen jy dit? Jy doen dit in jou binnekamer, op jou knieë. Dis waar jy daai persoon gaan haal. En daar bid jy en vra Here, raak daai persoon se hart aan. Maak daai persoon se oë oop. En ek ken baie moeders, hier's moeders wat hier sit, waar jy 'n seun of 'n dogter het wat presies daar is, en dan roep die Here en die Here vra vir jou, volhard, bly volhard, bly goed doen, want die Here sal, as jy nie verslap nie, sal hy deurbreek. Hier is van julle wat in 'n huwelik is, waar jy getroud is met 'n man of 'n vrou, wat sukkel om in die gees te kyk en te sien. En dan moet jy, deur die genade van die Here, daai persoon voor die troon van die Here die hele tyd neersit en sê, Here, ek kies om lief te hê. Ek kies om te respekteer, onvoorwaardelik. Totdat die Here die skanse laat afkom. Maar dan wil ek wel vir jou sê, daar's ook iets wat die woord sê, dat jy kan nie, dit sê ek nie vir 'n getroude persoon, jy kan nie in 'n ongelyke juk trek nie. Jy kan nie dink, ek gaan hierdie meisie ontmoet, en ek gaan haar by die Here uitkry. Ek gaan nie. Die Here gaan. En die Here gaan in sy tyd. En ek moet dit in die Here se hande gee. Ek het op my hart vandag om vir mense te bid wat in hierdie situasie sit, waar jy nie weet hoe om in hierdie verhouding op te tree. Net sy daai verhouding 'n vriendin of 'n vriend van jou is, net sy daai verhouding 'n kind, 'n seun of 'n dogter van jou is, net sy dit jou man of jou vrou is, 'n broer, 'n suster, jou eie moeder, jou eie pa, 'n kollega. Iemand wat jy weet, desperaat die Here se sig en sy woord en sy wil nodig het, maar doof is en blind is en geslote is vir die woord van God. En jy het wysheid en insig nodig oor hoe om op te tree, want jy kan nie in die vlees daai persoon benader. Jy het nodig om in die gees
daai persoon te benader. Want jy praat een taal en daai persoon praat heeltemal 'n ander taal. Jy gaan nie mekaar hoor nie. Maar die taal wat daai persoon gaan verstaan, is die taal wat Jesus aan die kruis gepraat het. Dis die taal wat daai persoon gaan praat. En as jy daai persoon in die liefde van die Here gaan nader, dan gaan daai persoon se hart draai. En die reddende genade van God. Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Ons. Ons het die gedagtes van Christus. Die Here sê, you've got the mind of Christ. Jy het dit. Moenie toelaat as kind van God dat die vyand jou blind maak. Dat hy jou in verwarring dompel nie. Dat hy jou in twyfel dompel nie. Twyfel is iets wat jy in die gees moet weerstaan en moet wegjaag van jou. Hoor jy? Vertwyfeling, veroordeling, skaamte, skande. En Jesus het reeds, jy ken die waarheid, Jesus het reeds die volle prys betaal. Hy het reeds oorwinning oor jou gedagtestryd behaal. Hy het reeds oorwinning oor elke vorm van sonde en swakheid wat jy het. Hy het reeds behaal. En hy roep jou as kind van God om te heers met die gedagtes van Christus. We have the mind of Christ. Wat is God se plan vir ons? Wat is dit wat hy aan ons wil openbaar? Ek bedoel, so bekende stuk, kan ek net aanhaal. Jeremia 29 vanaf vers 11. Jy ken dit. Die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Wat beplan God vir ons? 3 goed, voorspoed en nie teëspoed nie. 'n hoopvolle toekoms en 'n verwagting. Dis wat God beplan vir jou, kind van God. Dis sy wil vir jou. Voorspoed en nie teëspoed nie, 'n hoopvolle toekoms en 'n verwagting. Wat is daai verwagting? Daai verwagting, daai woord sê, dan sal jy my aanroep, tot my bid, en ek sal jou gebede verhoor. Die verwagting wat jy as kind van God kan hê, is dat jou Vader jou gebede hoor. En dat hy jou gebede sal antwoord. Dat jy nie teen 'n muur vasbid nie. Dat jy beantwoording van gebed sal kry. Julle sal na my wil vra, en dan sal julle my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. So die verwagting wat jy kan hê, is dat jy God se wil gaan vra, en sy wil gaan hy aan jou openbaar. Want jou oë is oop, jou ore is oop, jou hart is ontvanklik. Daar's niks wat jou kan keer om by die Here in te tap. Niks. Tensy jy dit toelaat. Hy wil sy wil aan jou openbaar. Dan staan hier, julle sal my ontmoet, sê die Here. Jy kan 'n verwagting hê om met die Here persoonlik te ontmoet. Hy gaan aan, hy sê ek sal jou uit ballingskap uithaal. Jy kan die verwagting hê dat jy absolute vrymaking sal ervaar as kind van God, van enigiets wat jou in gevangenskap en gebondenheid wil hou. God maak jou vry. En God herstel jou grondgebied. God se plan vir jou is duidelik. Maar jy moet dit sien. Jy moet dit hoor. Jou hart moet oop wees om dit te ontvang. Kom ons sluit die oë. Anja. Kom ons sluit die oë. Ek wil net hê voor ek begin bid, hou jou oë gesluit. Ek wil vra dat jy in hierdie oomblik kies om jou gedagtes op die Here te rig.
Die Here wil met manne en vroue hier praat. Hy wil met jou hart praat. Vader, Here, U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ken. U ken ons harte. U ken alles van ons. U weet van ons. En Here, vanoggend is my gebed dat U met elke individu hier, elke man, vrou, elke kind, sy hart en sy gees sal praat. U sê hier, dat dit wat die oog nie gesien het nie, dit wat die oor nie gehoor het nie, dit wat die hart nie ontvang het nie, dit het U kom bekend maak aan die wat U lief het. Here, en ons bely vandag dat ons het U lief. Maar is van ons wat sukkel om te sien, wat sukkel om te hoor, wat sukkel om te ontvang dit wat U vir ons wil gee. Nou bid ek, Here, dat U die volle openbaring van wie U is, van U roeping en U wil aan elkeen hier sal bekend maak. Dat as ons sukkel om te sien, dat U ons geestesoë vandag sal oopmaak. As ons sukkel om U stem te hoor, dat U ons ore sal oopmaak, dat ons kan hoor. As ons harte in enige opsig geslote is, seer gekry, verhard is, dat U ons harte sal herstel, sodat ons harte oop en ontvanklik sal wees, om te ontvang dit wat U vir ons wil gee. Ek bid nou, Gees van God, kom. Kom, Heilige Gees. Kom. Kom, Heilige Gees. Kom. Terwyl die oë gesluit is, as jy sê, Jacques, dis ek sukkel om te sien. Ek is blind. Ek sukkel om te hoor. My hart sukkel om oop te maak. Die Here praat met my vanoggend. As dit jy is, ek wil vir jou bid. Sal jy net daar in jou bank net staan? Al die oë is gesluit. Asseblief. Dankie. Neem vrymoedigheid, as dit jy is, staan net daar. Neem vrymoedigheid asseblief. Nie dat die Gees van God verbygaan. Kom, Heilige Gees. Ek ervaar hier's nog mense wat moet staan. Dankie. Dankie, Gees van God. Dankie. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees, dat U aan ons harte raak. Dat U met ons harte kom praat. Dankie, Heilige Gees, dat U ons oortuig. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees. Kom ons hou die oë gesluit. Ek gaan net vir hierdie mense bid. As daar van my bedieningsspanlede is, as jy net miskien by iemand kan gaan staan, as jy welkom. Dankie, dankie my God. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, dankie Here dat U agslaan op ons, Here. Dat U weet presies waar elkeen van ons trek. Dat U weet waarmee ons worstel. Dat U weet van ons vrese, ons onsekerhede, ons pyn. U weet wat dit is wat die vyand gebruik om ons in skaamte
te dompel. En U kom deur U Gees in Jesus. En U breek die skanse af. U breek die mure af. En U kom in Jesus naam. En U maak ons oë oop. U maak ons ore oop vandag. En U herstel ons harte, sodat ons harte kan ontvang dit wat U wil gee. Want U is God. U Gees ken die geheimenisse van die Vader en U openbaar U self aan ons in hierdie oomblik. En ek bid vir herstel, vir elkeen wat staan, elkeen wat uitroep en sê, Here, raak my. Ek bid dat U harte sal herstel. Ek bid vir genesing in Jesus naam. Ek bid dat U deur U genade, Here, ons kom vashou, soos wat net U kan. Dat U Gees vrymaak sal bring. Dat U die kettinge laat val. En dat U vertroosting bring. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Kan ek vra dat ons steeds ons oë toehou? Ek wil net nog 'n uitnodiging maak. Vader, ek wil getrou wees aan dit wat U op my hart druk. En ek wil vra as jy hier sit en jy sê, Jacques, ek is in so 'n stryd. Daar is iemand in my lewe, daar's dalk persone, 'n geliefde, 'n seun, 'n dogter, 'n man, 'n vrou, 'n broer, 'n moeder, 'n vriend, wat ek weet nie in die Gees sien of hoor nie, wat geslote is vir die dinge van die Gees. En ek wil vir daai persoon vandag kom intree. Ek wil vir daai persoon vandag in die briese kom staan. Ek wil ook vra vir wysheid oor hoe om daai persoon te benader, want ek sukkel. As jy vir so iemand wil kom intree, staan saam met my asseblief. 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 Van nog mense, asseblief staan, neem vrymoedigheid. Vader, ek wil net daai persone wat staan, wil jy nie net saam met my jou hande uitsteek na die Here. Here, ons kom roep U aan, Vader, vandag, dat U die hemele sal open, Vader, oor diegene wat U nodig het. Oor daardie persone wie se oë geslote is, wie blind is, Here. Dat daardie persone wie se ore doof is, Here, om die woord van God te hoor, wie se harte geslote is. Ek bid in Jesus naam dat U opening van oë sal bring. Dat U ore sal oopmaak, dat U harte ontvanklik sal maak. Want dis wie U is, dis wat U doen, dis U Gees wat oortuiging bring van sonde, geregtigheid en oordeel. Here, asseblief staan by harte se deure en klop. Moenie ophou nie, my God. Klop aan daai deure, want U is geliefdes. U is kinders. U is moeders en vaders. U is manne en vroue. Gades, wat desperaat U woord moet hoor. En ons bid as kinders van U, Here, hoor ons vandag. Ons staan in die bresse, ons staan in die gap, en ons vra Gees van God, bring vryheid. En dan vra ek, Here, dat elkeen wat staan, dat U hulle toerus, Here, met 'n mandaat van U Gees, om in liefde op te tree. Here, want liefde keer die grimmigheid weg, 'n sagte antwoord. Here,
Here, dat U ons nie in konflik sal plaas nie, maar dat U ons in versoening sal plaas. Dat ons sal kom met 'n ander gees, die gees van Christus. Dat ons sal kom met die manier en die gesindheid van Christus. Dat ons sal sterf in onsself. Dat ons onsself sal neerlê. Dat ons nie uit 'n plek van frustrasie sal optree nie, maar dat ons in liefde sal optree. En dis waarvoor U ons roep. Gees van God, werk in ons hart. Berei ons harte voor om te bedien en lief te hê en te dien en onbaatsigtig te wees wanneer ons dit doen. En in Jesus naam. Amen. Amen.